Hallo Spannie, welkom hier, die son sak nou weer so 'n bietjie in die agtergrond want ek bespier. Daar's so 'n paar eende op die water en is baie rustig hier, hulle raas maar so 'n bietjie agter, maar vergewe dit maar. Ons is nog steeds besig om te praat oor die hele gedagte van die regmaak van verhoudings, want ek wil vrede maak met iemand, is daar so 'n paar dinge waar ons moet voldoen. Nou, vandag doen ons die laaste keer so teksverwysings en dan volgende keer wil ek graag met julle praat oor die proses wat ons kan volg om as 'n basis te gebruik om met iemand te gesels om vrede te maak, maar ook vrede te maak met onsself, nee. Een van die mooie dinge in die skrif wat ons van lees, is die in 1 Korintiërs 13, baie bekende gedeelte oor liefde, wat sê die liefde is geduldig, onthou ons gepraat oor geduld verlede week, is vriendelik, dis nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. En dan baie belangrik hier, liefde is wil graag 'n wen-wen situasie wees. Hy sê, die liefde handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie. En dan baie belangrik, dat hou nie boek van die kwaad nie. As ons kyk na die teenstelling van die liefde en die waarskuwing hier in 1 Korintiërs 13, dan waarsku vir ons, pas jou hart op. Moenie boek hou oor die kwaad nie, vergeet die koeie en los die koeie in die sloot, dis maar waar het hoort. Maar die liefde is geduldig. Die liefde sê, kom ons maak 'n plan, ons moet die ding oplos. As ons hierdie ding nie oplos, gaan ons albei verloor. Jy kan dalk die stryd wen, maar ons gaan die oorlog verloor. Ons gaan alles verloor. Dis nie moeite werd dat 'n verhouding wat mooi is, dat dit moet breek nie. Hierdie geld ook natuurlik vir my vyande. Ons moet ook verhoudings hê met ons vyande. Ons leef maar saam met hulle by die kantore, waar dit ook al is. En dit beteken dat ons moet fokus daarop om in vrede met alle mense te lewe. En sover dat ons afhang, leef ons natuurlik in vrede met alle mense. En ek het al voorheen met julle gepraat daaroor, en die inisiatief van vrede kom uiteindelik van ons af. Soos daar in die stilte van die aand, nadat ons nou die oorlog gehad het, en ons het nou mekaar goed gevat, en ons raak stil, dan soek my hart na my maatjie, en sê ek wil dit regmaak, en dan raak ek ons nou onrustig. Mag in hierdie dag jy weer daar die kosbare liefdesverhouding ontdek, met jou kind, met jou man, met jou vrou, met jou familie, en met jou mense. Ons is geplaas tussen mense om die liefde van die Here Jesus uit te lewe, soos maar net hy dit kon doen. En daarom is sy voorbeeld volg. Jesus het self vir Judas lief gehad. Jesus het vir Petrus ook baie lief gehad. Al sou hy hom verloon, hy het hom lief gehad. Hy het die ryk jong man lief gehad. Hy het nie teen hom gehou toe die ryk jong man die rykdom kies en nie vir Jesus wou volg nie. Jesus is 'n voorbeeld van liefde. As ons hom sy voorbeeld volg, vriende, dan lyk dit vir my dis makliker om verhoudings dan weer reg te maak. As ons nou klaar met die 4 kort gedagtetjies rondom die vrede wat ons maak in verhoudings en herstel, julle kan daarvan gaan kyk as julle weer wil kyk na lekker kort videoetjies. En nou het ons aan die einde daarvan gekom, net so 4 wenke, daar's baie ander wenke ook maar wat vir my belangrik was. En volgende week wil ek so 'n bietjie gesels oor die proses van hoe dat ons so situasies sou benader waar daar nie vrede is. Kom ons bid dan saam. Here, terwyl ons gekyk het na hierdie kort 4 onderwerpies wat hanteer is daar 'n behoefte in ons hart, en veral die wat luister na hierdie video's ook, dat ons in vrede met almal sal lewe. As jy nou iemand se hart kom druk het oor 'n verhouding wat reggemaak moet word, kom saggies Here deur die Heilige Gees, en geef ons die regte woorde. Mag geef ons help, Here, om ons oë op Jesus te hou. Jesus ons nooi dat die krag van die Heilige Gees saggies in ons harte sal kom raak, dat ons weer leer wat is liefde, ware opregte liefde wat selfopofferend is ter wille van die verhouding.
Asseblief kom seën vir ons. Ek bid vir almal, Here, wat gewikkel is in 'n ingewikkelde situasie, in 'n verhouding. Terwyl ek hulle nie kan sien en ook weet wat in hulle hart aangaan nie. U ken hulle harte. Kom seën asseblief, Here, daar 'n wonderwerk sal kom vandag. Dat 'n man of 'n vrou of 'n kind sal sê, tot hier toe, ons wil nou vrede maak. Dankie vir liefde, die verhouding van liefde, dat ons aan mekaar trek, en die maatskap vir ons gee ons eer daarvoor. Amen. Here seën vir julle. Ons gaan die volgende wedtyd klaarmaak met die proses. Ek sal so 'n kort prosesie met julle deurgaan. Mag die Here vir julle seën in hierdie week. Vra maar dat julle veilig sal wees. En kom ons ontmoet weer volgende Vrydag weer so by mekaar soos die Here wil. En kom ons wees lief vir die Here, gaan ons op liefde. Kom ons wees lief vir die Here, want hy is mos lief vir ons. Ag, en ek is sommer baie lief vir julle ook, hoor. Totsiens.